Goeiemôre julle, dit is Woensdag, kan julle glo, die middel van die week. En ek hoop jy het lekker geslaap en jy is vars en uitgerus en jy sien kans vir hierdie splinter nuwe dag. Sluk sommer 'n lekker koppie boere troos sodat jou liggaam se funksionering kan inskop en dat jou organe kan begin werk sodat jy kan voel hoe dit voel om regtig weer wakker en lewendig te wees. Dit is so 'n wonderlike gawe wat met 'n mens gebeur. Dis 'n wonderwerk dat 'n ou se liggaam kan afskakel en net vir een of ander onverklaarbare rede skop jou stelsel net weer in en jy maak jou oë oop en jy's wakker. Dis net ongelooflik hoe die Here ons geskaap het en mag julle vanmôre sy liefde en nabyheid belewe. Gaan weer vanmôre Lukas 2 lees. Dit is 'n versie wat ek vroeër in die week na verwys het. Lukas 2 vers 14, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense, in wie hy 'n welbehae het. Jo, weet julle, ek sit so 'n ding vanoggend, baie mense se filosofie in die lewe is, wat kan ek uit dit kry, nê? Jy gaan nie met 'n besigheidstransaksie verder iets te doen wil hê, voordat jy nie weet wat daarin is vir jou nie. En jy gaan baie min dinge in die lewe aanpak, as jy nie eers vir jouself vra, "Sjoe, wat kan ek dalk hier uitskoor nie?" Dis nou maar die mooi Afrikaanse woord, nê. Maar weet julle, kinders van die Here, vra nie daai vraag nie. Hulle vra eintlik, wat kan ek gee? Hulle verwag niks terug nie. Hulle liefde het nie 'n etiket aan nie. Hulle is die mense met die hemelse vrede wat in hulle gemoed rondloop. Dis nogal so dat Khalil Gibran eendag tereg gesê het, daar is hulle wat gee sonder dat dit hulle seer maak, maar wat ook nie vreugde soek nie. Hulle gee sonder om te dink aan die deug daarvan. Hulle gee soos die mirteboom in die vallei sy geur aan die hemel gee, sonder om daarvoor iets terug te verwag. Deur die hande van sulke mense praat God en deur hulle oë glimlag hy oor hierdie wêreld. Is dit nie 'n mooi sê ding nie, nê? Sulke mense is ware vredemakers. Hulle is in noue voeling met die hemel. Want julle sien gelowige kinders van die Here, wat vrylik in vrede kan gee, doen dit nie om iets daarvan terug te verwag nie. Want hulle weet hulle Vader in die hemel het dit gesien. Nou weet julle, as ons Christendom vir ons maar net 'n kwessie is van wat ons kan kry en nie van wat ons kan gee nie, dan verstaan ons nie die betekenis van God se vrede nie. Om te gee is 'n baie diep goddelike beginsel. God gee altyd. Hy gee aan ons lewe, hy gee vir ons krag en vergifnis, hy gee vir Jesus en saam met Christus kom sy vrede. En weet julle, dit kom alles direk uit die hemel uit. En as 'n antwoord op al God se liefdegawes, kan ons lewe aan hom toewy en ons kan boodskappers van sy vrede word. En weet julle, vir hierdie geskenk uit die hemel moet ek en jy 'n loflied tot die Here sing, ere aan God in die hoogste hemele. Ja, om God se lof te verkondig is om vredemakers en vredeboodskappers te wees. En ons kan dit net doen as die Heilige Gees 'n praktiese werklikheid in ons lewe is. En vrede kom van die hemel af. Vrede word aan ons geskenk. Ek en jy kan nie dit gaan uitdeel om daarvoor weer iets terug te gaan soek nie. Dis nie hoe hemelse vrede werk nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Here Jesus, U word ook tereg die prins van vrede genoem. Ek jubel vanmôre U naam. Kom help my om die glorie van U vrede en U liefde met almal te gaan deel. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Daar sê julle, vat die dag vas, geniet hom, môre praat ons weer. Totsiens.